Goeiedag, geliefdes in die Here. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus en ek gaan met julle behandel les nommer 15. Die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees. Dis vir almal, maar dis vir die wat hom vrees. So met ander woorde, almal behoort die Here te vrees. Dis eintlik wat die Here sê. Hoekom vrees jy nie die Here nie? Bedoel jy is nie bang vir die Here nie? Ek wil net ietsie sê, nee. Johannes, die apostel, hy het met sy kop op die bors van Jesus gelê die aand toe hy die nagmaal ingestel het. So vrymoedig was hy met Jesus Christus. Maar toe hy agterna op die eiland van Patmos was, om af te sonder, en toe die Here aan hom verskyn, daai selfe man, wat so vrymoedig was. En ons moet vrymoedig wees. Maar dit beteken nie, jy moet nie die Here vrees nie. Want hy is die Here. As jy van al die bome mag eet, jy mag van die boom in die middel nie eet nie. As jy nie die Here vrees nie, sê jy van die boom in die middel eet. Maar as jy die Here vrees, as jy onthou wat hy gesê het, jy eet nie van die boom van kennis van goed en kwaad nie. As jy God regtig vrees, dan sê jy nie raak aan hom, maak nie saak hoeveel duiwels jy kom verlei nie. Maar die vrees van die Here is waar wysheid begin. Maar hoor, dit begin daar. As jy nie die vrees van die Here het nie, gaan jy nooit by wysheid eers uitkom nie. Want dit is wys om die Here te vrees. Dit is dwaas om arrogant te wees en om familier te wees met die Here. Dit is arrogant, dit is hoogmoed. En met tweemaal dink voor jy daar uitkom. Die vrees van die Here is waar wysheid begin. Die beginsel van wysheid. The principle of wisdom is to fear the Lord. The reverential fear of the Lord. Nou hierdie les gaan nou juist daaroor, ek gaan nie nou ingaan op die vrees van die Here nie, maar dit gaan juist daaroor dat die verborgenheid van die Here is juist vir mense wat hom vrees. Mense wat weet hoe met hom te benader. Want as jy nie die vrees van die Here op jou het, as jy hom benader nie. Ja, ek en my vrou, ons staan op ons knie en bid. My knie is seer, my hartknie is ook seer. Ons is 72 jaar oud, al twee van ons. Het is nie maklik om te kniel nie, het is nie maklik om eers op te staan as jy gekniel het nie. Maar ek sê vir jou, daar gebeur iets binne in jou, as jy bereid is om voor die Here te buig. In die groot herlewing in die Welsh Revival, en die herlewings wat daar was vroeër jare in daai tyd, Smith Wigglesworth en al die groot generaals van God, hulle het geweet wat dit is om die Here te vrees. En weet wat het hulle gebid? Hulle het gebid, bend me, O Lord, bend me, buig my Here, buig my Here. En die herlewingsdienste het mense aan die denkpale vasgekleef en sê, Here, moenie laat ek in die hel instort nie. Die vrees van die Here het oor hulle gekom. Gaan dink 'n bietjie en gaan bid 'n bietjie oor wat ek nou vir u gesê het. Ek wil graag hê jy moet saam gaan na Psalm 25. Ek gaan vir julle lees van vers 8 tot 14 en ek hoop gaan dit inpas in hierdie les. Want wanneer die Here oor my kom, dan kan ek begin uitbraai en begin goed te aanraak, wat die Heilige Gees net wil hê ek moet aanraak. So kom ons kyk, ek gaan vir my haas om dit klaar te maak, om dit volledig klaar te maak. So nou wil ek vir u vra, dink u vrees die Here genoeg? Kom ons lees. Psalm 25 vers 8. Die Here is goed en reg. Finish. No arguments. Die Here is wat? Die Here is wie hy is. I am. Gaan sê vir die mense, ek is, het jou gestuur. Ek is wat?
Ek is wie? Ek is goed. Ek is goedertieren. Ek is barmhartig. Ek is altyd reg. Ek kan nie verkeerd wees nie. Ek kan nie laat wees nie. Ek kan nie te vroeg wees nie. Ek is altyd reg. Ek is alles wat reg is ek, sê die Here. Alles wat goed is ek. Alle dinge wat raak aan die beginsel en die begrip van goed en goedheid, is ek. Dis hy, dis wie hy is. Nou kom ons lees dit hierdie hele vers 8, dit klink so. Die Here, Jehovah, Yahweh, dis hoofletters H-E-R-E, alles is hoofletters. As dit hoofletter H is en kleinletters E-R-E, dan is dit Elohim. Dan is dit Here, soos meneer God. Jy weet, uit respek om vir God te sê meneer. Ons as Afrikaners het geleer om respek te toon. U. Engels het nie eers 'n u nie. Jy kan nie u, my God, jy kan nie u gaan vertaal in Engels nie. Maar Duits sê dit. So ek wil vir u sê, hoe meer ons God eer en ag en respekteer, hoe groter kans het ons om sy verborgenhede te weet, en om sy guns en sy goedheid agter ons aan te sien hardloop, en dat hy vir ons 'n weg maak, en dat hy die duiwel voor ons verkrummel, as gevolg van die vrees van die Here van Christus in ons, is ons hoop op heerlikheid. Nou kom ons lees daar vers 8 totaal. Die Here is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Omkring daai twee woorde daar. Die weg. Hierdie lering wat jy ontvang, met die naam die weg vooraan, met die voetspore van Christus. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. Kom ons lees hom weer. Die Here is goed en reg. Daarom, omdat hy goed is en reg is en nooit 'n fout kan maak nie, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg van Christus, sy weg, die waarheid, die lewe. Hy sal sondaars dit leer. Hoekom? Want hy is goed, hy wil sondaars red, en hy is reg. Hy is altyd reg. Wie is 'n sondaar? Ek is nie 'n sondaar nie, ek was 'n sondaar, maar uit genade is ek gered. Ek kan nie 'n sondaar en 'n nie sondaar wees nie. Ek kan nie heilig en 'n sondaar wees nie. Ek is nie 'n heilige sondaar nie. Daar's net nie so begrip nie. En weet jy wat, jy moet oppas vir hierdie Amerikaanse manier van, oh, holy cow. Ek verafskiet dit. Hoekom? Because holiness is not connected with a cow. You slaughter a cow to sacrifice his blood. In the old covenant. But no cow is holy. Nothing that God has ever made is holy automatically because it is made, it is created. Hoe praat ek Engels? Skus man. Weet jy wat? Hier heiligheid wat ons hiervan praat, die heerlikheid wat ons hiervan praat, u het dit gekry, toe u gewas is met die bloed, toe u gekoop is met die bloed, toe word u sy heilige, toe sê hy, wees heilig, want ek is heilig. Heilig beteken, jy behoort net aan my, jy leef net vir my, en as jy dit doen, sê jy reg leef, jy sê reg leef teenoor jou vrou en jou kinders, jou bure, jou naaste, jou familie, jou medemens,
As jy hom het, dan doen jy alles reg. Want hy is goed, en hy's reg. En as jy hom vrees, dan gaan jy, dit gaan oor, jy wil nie iets doen wat hom nie behaag nie. Vrees van die Here is die mees eenvoudige manier vir my om dit te verstaan is, ek behoort aan God, en hy het my gemaak vir homself. En, as ek myself vir hom gee, volledig, totaal aan hom oorgegee is, dan is daar daar's nie eers amper 'n klein kans hier dat ek 'n fout gemaak nie. Want as ek regtig my oorgegee het aan hom, dan sal ek my weerhou van hom nie te behaag nie. Ons is gemaak om hom te behaag. Want hy is die pottebakker, hy het ons gemaak. Nou kom ons lees verder, vers 9. Hy sal die ootmoediges lei in die reg, en die ootmoediges sy weg leer. Ok, kom ons vra, wie is 'n ootmoedige? Wanneer is jy ootmoedig? Ons praat van, ons moet ons verootmoedig voor die Here. Wat beteken dit? Beteken jy buig jou knie. That's it. En jy kom na hom toe en jy erken dat hy God is en jy respekteer hom en jy eer hom en jy ag hom. En want verootmoedig beteken jy herdink. Wie is hy en wie is ek? Wat is sy standaard? Wat is my standaard? Wat is sy wee en wat is my wee? Wat is sy denke en wat is my denke? En as jy daai benadering het en jy kom na hom toe so, en jy verander jou denke na sy denke toe, en jy verander jou wee na sy wee toe, dan respekteer jy hom. Dan het jy jou verootmoedig. Jy het jou glad nie verootmoedig. Ons wil nou bid, is droogte, en nou wil ons gou ons verootmoedig, en dan kom ons sê, ja, Here, en ons is so jammer vir onsself oor die droogte, en die beeste, en die skape wat vrek, en kyk hoe lyk die wêreld, dit is verskriklik, Here, dis as ek huil hier, Here, oor die goede wat so vrek, en oor my armoede, en my bankrekening skreeu teen my, Here. Dis nie verootmoediging nie, dis selfbejammering, dis nie berou oor jou sonde nie, maar as jy begin dink oor wie hy is, en jy dink oor wie jy is, hoe jy is, en hoe jy dink, en hoe jy praat, en hoe jy doen, en jy stop jou dop en dam, en jy stop jou rokery en jou vloekery, en jy stop jou rondkykery, en wel is, na ander mense, ek gee nie om of het 'n man of 'n vrou is nie, jy is nie veronderstel om wel is te hê nie, want dit is 'n vleeslike aksie. Maar as jy die Here vrees, dan kruisig jy die vlees. Dit beteken jy kruisig dit nie. Die vlees is vir jou gekruisig, omdat jy glo dat jy saam met Christus gekruisig en begrawe is. Jy leef nie meer nie. Dit is heiligheid. Dit is om apart gesit te word vir God se alleen gebruik. Nou, kom ons kyk na wat sê die volgende vers. Nee, kom ons bly net nog so 'n stukkie by vers 9. Hy sê hy sal die ootmoediges lei in die reg. Maar hoor, as jy jou nie verootmoedig nie, gaan jy nooit in die reg kom nie. Daai reg is om so reg te wees soos God is. God sê hy is goed en reg. So hoe meer jy jou verootmoedig voor die Here, hoe meer word jy soos hy. Jy kry sy gedagtes, jy kry sy wee. Want jy doen wat jy dink. As a man thinketh, so is he. Soos jy dink, so doen jy. So hoe gaan ons die wee van die Here kry? Ons gaan hom respekteer. Ons gaan buig vir hom, ons gaan erken, U is God, U alleen is God. U is goed, U is reg, ek bekeer my, leer my U weg. Dis vers 8, vers 9, ek verootmoedig my, as ek dit nog nie gedoen het nie. Ek moet regmaak, ek moet bekeer. Wegdraai van my eie wee en my eie gedagtes. Ek moet stop, as ek nog vloek. Ek moet dit stop. Vra die Here om jou te red van jou gevloek. Vra die Here om jou te red van jou verkeerde wee en jou verkeerde gedagtes. Hy weet alles wat jy dink. Kom ons kyk na wat sê vers 9. As jy ootmoedig is, as jy reg dink, is reg doen, en hy sê jou sy weg leer. Vers 10. Alle paaie van die Here is goedertieren en trou. Dit beteken, is u trou,
of is jy ontrou? Trou teenoor die vrou, trou teenoor die man. Is jy trou teenoor die kinders, is jy trou teenoor die familie? Is jy trou teenoor die geliefdes, of is jy ontrou? Is jy trou of is jy ontrou? As jy nie trou is nie, dan moet ons verootmoedig, totdat ons trou is. Totdat ons is soos Christus is. Want hy is trou en reg. En hier staan, hy is ook goedertierend. Dit beteken ons gaan ook begin goed word en so optree teenoor mense dat hulle kan sien hoe lyk Jesus. En hoe meer ons lyk soos hy, hoe meer gaan hulle ook luister na wat ons hulle probeer leer. En dan gaan ek aan. Al die paai van die Here is goedertierend en trou vir die wat sy verbond en sy getuienis bewaar. Wat is sy verbond en sy getuienis? Dit is sy woord. Jesus is die woord. Hy het die woord kom demonstreer deurdat hy vlees geword het, 'n mens geword. Hy is op ander woorde die mens, maar die woord, maar in 'n menslike liggaam. En hy het dit geleef. En dis ons voorbeeld. En nou gaan ek vinnig aan, hy sê in vers 11, om u naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Hoe meer jy jou verootmoedig vir die Here, hoe meer besef jy, die Here is baie erg heilig. Ek is baie erg onheilig, as 'n groot afstand. En ons moet daai afstand verklein, deur ons te verootmoedig, deur te bekeer. En dan kom ons by vers 14 uit. Of kom ons sê vers 12. Wie is tog die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hoe meer jy die Here vrees, hoe meer kies jy God se weg. Hoe meer verander jy na God se weg. Vers 14 is die antwoord van alles. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees. En sy verbond om hulle dit bekend te maak. So God het 'n verbond om sy verborgenhede aan jou bekend te maak. Maar kom aan, as ons nie gaan die Here vrees en eer en ons bekeer ons nie, gaan dit nie gebeur nie. Ek groet u tot die volgende keer. Wees geseënd in Jesus naam.